Goeiemôre, goeiemiddag julle. Ek het besluit om nie 'n lang uitgerekte brief te stuur in verband met ons PD's se Afrikaans 100 aksie vir 2025 nie. So hier is wat gebeur het. Ons het gesit en praat oor wat kan PD's doen vir Afrikaans 100 volgende jaar, want ons het dit reeds verlede jaar begin beplan en bespreek en ons het begin met die boekie Trap ter Jeugd, wat die Afrikaanse boekie was, wat ons klein of ons jeug op die Ossewaans gelees het. En toe het ons van Trap ter Jeugd afgeskuif na een of ander aflos of 'n wedren of 'n fakkelloop. Toe kom ons by fakkelloop uit en ons het baie fietsrygees geesdriftiges in ons komitee wat toe sê, ja, maar hoekom doen ons nie 'n fakkelloop met fietsse nie, en ons baseer dit op die Trap ter Jeugd boekie. Ons werk sommer van daai naam af. So het julle gesien, Namibië het begin, hulle moet die roete begin, want hulle is van bo af, hulle is die eerste kommando's geografies, die noordelikste kant van ons voortrekkerbeweging. So hulle het begin met hul fakkelloop en ons gee die fakkel aan van kommando tot kommando deur al die gebiede dwars deur Suid-Afrika tot onder in die Parel by die Taalmonument. So die tyd wat ons het om hierdie aksie deur te voer is van begin Mei tot in Oktober, wanneer dit die Taalmonument se 50ste verjaardag is. So in Mei maand, omdat dit Afrikaans se 100ste verjaardag is, tot Oktober of September eintlik, wat dan die Taalmonument se 50ste verjaardag is. Ons het elke roete vernoem na een van die taalvaders van die Genootskap van Regte Afrikaners, of die GRA, soos hulle bekend staan. En ons Namibië het met Pannevis begin. Ons roete se naam is S.J. de Tooy. So S.J. de Tooy was die vader van Tosius, die digter, maar hy was een van die stigterslede van die GRA en het begin met die vertaling van die Bybel in Afrikaans. So, toe kon kruis ons paadjies met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en ons besluit om S.J. de Tooy se, wat hy begin het vir Afrikaners te vier en verder te vat deur die Bybelgenootskap te ondersteun en saam met hulle te werk wanneer ons fakkelloop doen. So, vir die Bybelgenootskap is daar vele aksies wat hulle doen vir jeug en om Bybels aan die jeug te versprei. Daar is 'n spesifieke aksie vir graad 7's, waar die graad 7's van 'n kommando of 'n skool Bybels kan bymekaar maak of befonds vir 'n ander groep of skool in hulle gemeenskap, sodat die gegoede mense vir die minder gegoede mense dan Bybels gee, en dit is spesifiek vir graad 7's. Die Gideons gee vir graad 8's, en die Bybelgenootskap het gevoel, ons kan sommer van graad 7 af al vir hulle begin Bybels gee. So daai Bybels en daai aksie kan julle met my oorgesels, as julle belangstel. Die Bybels is beskikbaar in die 11 Afrikaanse, in die 11 offisiële tale van Suid-Afrika, so jy kan dit skenk aan 'n Zulu gemeenskap of 'n Sotho gemeenskap of Engels, net soos jy verkies. Maar dis nie wat ons gaan doen nie. So ons begin nou, want dit is nou Hemelvaart in Mei maand, volgende week. So as jy 'n fakkelloop het vir jou Hemelvaart, of jy het 'n fakkelloop vir een of ander wel nie noodwendige fakkelloop nie, of een of ander aksie, dan gaan ons nou so begin. Ons het van hierdie blikkies gekry by die Bybelgenootskap. Hulle vat R25, of daar is 'n R2 blikkie wat R50 vat. Maar ons het nou, ek het omtrent 2000 van hierdie blikkies gekry, en so R100 wat ons bymekaar maak, gaan vir die druk van so Bybel. Hierdie is 'n slapband Bybel, en dit is die regte Bybel met al die boeke en die goed in. Hy word net bietjie met 'n slapband gedruk vir die R100. So
Die blikkies wat ons insamel, gaan ons vir die Bybelgenootskap gee en hulle gaan dan met al ons geld sulke Bybels druk en dit dan versprei in al die aksies waar hulle reeds in nood het om Bybels na toe te vat. So hierdie blikkies kan jy by my kry. Ons kan 1 per kind vat of ons kan 1 per span vat as jy wil. As jy regtig nou nie anders kan nie, kan jy 1 per komando vat, net so dat jy die storie en die begin van ons aksie vir Afrikaans 100 met jou kinders kan bespreek. So jy kan net vir my laat weet hoeveel blikkies ek vir jou kan stuur en dan sal ek dit by jou aflewer of ek sal dit by jou uitkry so vinnig as moontlik. So hierdie is dan deurlopend. Ons gaan nou tot en met die 9de Augustus gaan ons hierdie blikkies volmaak. Hoe meer ons volmaak, hoe beter vir die Bybelgenootskap en vir Bybelverspreiding in Afrikaans. Hierdie blikkies op die 9de Augustus, daai week in Augustus is die GRA se feesvieringe, dis hulle verjaardag en die 9de Augustus het ons saam met die Voortrekker Monument onderhandel. Hulle vier daai hele week met verskillende aksies, die GRA en als wat hulle gedoen het vir die Afrikaanse taal. Onder andere is daar taal-olimpiade vir die jeug, daar is skole wat soontoe kom, Christelike CVO skole, wat na die monument toe kom. Ons gaan dan ons fakkelloop, gaan ons dan die 9de Augustus in die veiligheid doen en op die terrein van die Voortrekker Monument aan die Suikerbos randkant. Met die fakkelloop gaan ons dan ons blikkies ingee en ons gaan dit dan daar aan die Taalmonument skenk. So ons moet ons fakkels kan ons ontwerp, ons kan besluit of ons die fakkel en 'n Bybel wil aangee en as ons dan 'n verteenwoordiger van elke kommando in Leeuwenveld het by die geleentheid, dan doen ons 'n foto-geleentheid waar ons op die beginpunt van die sirkelroete dan elke keer die Bybel en die fakkel oorhandig na die volgende kommando toe. Want in werklikheid is daar 110 km wat ons moet dek in die fakkelloop. As jy nou kyk van die noordelikste kommando af tot by die suidelikste kommando, as jy van kommando tot kommando gaan. En dit is regtig nie baie as jy kyk wat die ander moet doen nie. So vir ons om dit in die sirkelroete te doen en 'n lekker pretdag vir die jeug te maak by die monument saam met die taal-olimpiade en 'n boekvrystelling van Dr. Dani Langer. So die kinders kan dan regtig bietjie in Afrikaans feesvier of die taal vier op die 9de Augustus saam met ons, die Voortrekkers, die Bybelgenootskap en die Voortrekker Monument. So ons gaan dan die Bybel vir mekaar oorgee, 'n foto neem van soos kyk hier het ek weet nie, 6 maal Spruit of wie ook al die suidelikste is, dit nou oorgegee aan Muldersdrift of so. Ons sal die roetetjie, die volgorde sal ek vir julle mooi uiteensit van wie gee aan wie oor. En jy kan jou vaandel daar hê, jy kan spanklere aantrek, ons kan regtig baie pret hê met die geleentheid, maar dit is dan op die 9de Augustus. So dan wil ek net ook vir julle noem, die Bybelgenootskap skenk 'n splinternuwe 2025 gedrukte die Bybel vir almal weergawe aan elke roete van hierdie fakkelloop nasionaal, van hierdie nasionale fakkelloop. En daai Bybels gaan dan in September alles bymekaar kom by die Taalmonument waar ons dan nou ons as gebieds adjunkgebieds leiers dan by mekaar kom en dan die groot fakkel vir Afrikaans fakkel aansteek. Daar gaan al hierdie Bybel vir almal gedrukte Bybels dan van die Bybelgenootskap af aan die voortrekkers oorhandig word. En die opwindende deel hiervan is dat ons dan vir die volgende jaar hierna dan hierdie Bybels aan elke kamp gaan skenk
van die voortrekker, sodat elke voortrekkerkamp sy eie Afrikaanse Bybel het om te gebruik op die kamp. Soos wat die kampe gebeur, sal ons die Bybels by hulle uitkry, en dan is daar ook opwindende nuwe godsdiens kenteken wat geskryf word, wat dan juis op daai tyd sal reg wees. So dit is baie goed om dan die Bybel en die nuwe kenteken in 2026 dan bekend te stel in die voortrekkers. So ons is baie opgewonde. Ons is opgewonde dat ons kan hande vat met die Bybelgenootskap. Ons is opgewonde om saam met die Voortrekker Monument die 9de Augustus die GRA week te vier. En ons is opgewonde dat hierdie projek nie net vir hierdie kort rukkie van pret aangaan nie, maar dat dit ook langslewend is en voortgaan in 2026 in met 'n klomp nuwe Afrikaanse godsdienstige goed wat ons in die voortrekkers bekendstel. So, kontak my asseblief, laat weet vir my hoeveel blikkies ek by jou kan uitkry en hoe spoedig jy dit nodig het, want ek sal regtig moeite doen om dit so spoedig moontlik by jou uit te kry. Hier is, ons doen dit op die nasionale komitee ook, soos julle in die brief gesien het. Ek sal bietjie later vir julle vertel van die Pikkewyne projek wat die Kaapland graag wil hardloop, want die Pikkewyne is baie bedreig en dit is nou in krisis afmeting, so ons sal hulle ook ondersteun met hulle fondsinsameling, maar vir nou gaan ek vir ons blikkies versprei in Leeuwenveld, sodat ons Afrikaanse Bybels kan versprei in Suid-Afrika en in ons gemeenskap, en die ander projekte kan jy my laat weet, en dan sal, soos vir die graad 7's byvoorbeeld, en dan die van julle wat my kan help met die reëlings en die bymekaar sit van die program en die aktiwiteite die 9de Augustus sal hoogs waardeer word, en ek sien baie uit daarna om saam met julle te werk. Goed dan, groete, kyk mooi na julle self.